Hy het sy politieke loopbaan begin met die doel om die land by wyse van terreuraanvalle te vernietig en verstommend genoeg sy loopbaan geëindig as die staatshoof en beheer van hierdie selfde land. Vir dekades lank is Nelson Mandela uitgebeeld as 'n heilige ikoon van versoening, maar die pad wat hom daarheen gelei het, was geplaveid met vuur en plofstof en 'n verbintenis tot die ideaal van 'n kommunistiese gewelddadige revolusie soos wat ons in Rusland gesien het. In die vroeë 1960s het Nelson Mandela toe reeds diep betrokke by die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party gewees en hy het die leiding geneem oor die ANC se nuwe militante vleuel, Umkhonto we Sizwe, waar hy in bevel was van 'n reeks sabotasieveldtogte en planne vir gewapende geweld en omverwerping van die regering. Mandela het onder skuilname deur die hele Afrika gereis om wapens en steun by sosialistiese bondgenote te werf, totdat sy geheime roete in 1962 deur die Amerikaanse CIA ontbloot is en hy gevolglik in hegtenis geneem is deur die Suid-Afrikaanse regering. Ten spyte daarvan dat hy toe in die tronk was, het sy terreurbendes hul bomaanvalle voortgesit, en dit was veral in die 1980s dat tientalle blanke en swart mense in hierdie aanvalle sou doodgaan. Maar wat as 'n militante stryd begin het, sou uiteindelik na jare se tronkstraf en 'n verdagte politieke skikking omskep word in een van die grootste politieke mites van alle tye: Mandela, die sogenaamde ikoon van vrede en versoening. En toe hy uiteindelik in 1994 as president van Suid-Afrika ingesweer sou word, was dit geensins die einde van sy revolusie nie. Dit was bloot die politieke manifestasie van die vernietigende ideologie van Marxisme wat hom sy lewe lank gedryf het. Kort nadat Mandela in Desember 1961 tot leier van die ANC se militante vleuel Umkhonto we Sizwe verkies is, het hy 'n reeks terreur- en sabotasieaksies onder die vaandel van die organisasie gelei. Tussen Januarie en Julie 1962 het die MK 'n reeks bomontploffings en brandstigtings teen strategies belangrike infrastruktuur in Suid-Afrika uitgevoer. Onder andere teen elektrisiteitslyne en kragstasies in Durban, Port Elizabeth en Johannesburg, sowel as teen polisiekantore en treinstasies in die Parel, Potgietersrus en Pietermaritzburg. Tydens hierdie sabotasieveldtog is tientalle mense in Mandela se bomontploffings beseer. Dit het egter kort voor lank gebleik dat hierdie reeks van byna 200 terreuraanvalle net die begin was en dat die MK van plan was om oor te gaan tot volskaalse gewapende opstand of oorlog. Gedurende hierdie paar maande was Mandela ook op 'n onwettige besoek, sonder paspoort na Egipte en Marokko, om daar by islamitiese terreurorganisasies advies en wapens te kom. Kort na sy terugkeer is hy egter op 5 Augustus 1962 naby Helwick in die Natalse Middelland gearresteer toe die polisie hom by 'n padblokkade voorgekeer het. Hy is dus aanvanklik gearresteer op grond van die aanklag dat hy onwettig gereis het en dat hy betrokke was by die aanhitsing tot staking, maar nadat die bewyse dat hy die hooforganiseerder van MK se terreuraksies was, het dit gelei tot die bekende Rivonia verhoor. Interessant genoeg het die CIA op daardie stadium saam met die Suid-Afrikaanse intelligensiedienste gewerk en die Amerikaanse geheime agent met die naam van Donald Ricard het al Mandela se bewegings van die begin tot die einde fyn dopgehou. Mandela se arrestasie was dan ook grotendeels te danke aan die CIA van Amerika. 'n Senior agent by die CIA op daardie stadium, Paul Eckel, het die volgende verslag deurgegee na Washington. We have turned Mandela over to the South African Security Branch. We gave them every detail, what he would be wearing, the time of day, just where he would be. They have picked him up. Eckel beskryf dan ook hierdie arrestasie as one of our greatest coups. Gedurende daardie jare het die CIA en die Suid-Afrikaanse regering 'n baie nou samewerking in die stryd teen kommunistiese organisasies soos die wat Mandela op daardie stadium gelei het. People have sort of forgotten just what a Cold War battleground Southern Africa was.
not only did they turn over Mandela, but they had this very close relationship. US military intelligence cooperated very closely with South African military intelligence, giving them information about what was going on, what they were collecting in the rest of Southern Africa. And in fact, the two countries, the CIA and the South Africans, collaborated on, assisting the UNITA in the horrible civil war in Angola that went on for years and years. Gedurende daardie selfde tyd het die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party 'n plot in Rivonia net noord van Johannesburg aangekoop wat gedien het as Mandela se geheime hoofkwartier. Hier het Mandela en Joe Slovo in die geheim vergader. Kort na Mandela se arrestasie het die Suid-Afrikaanse veiligheidspolisie toegeslaan op die plot en daar 'n absolute skatkis van verdoemende bewyse teen Mandela gevind. Onder meer die volledige teks van Operation Mayibuye, die militêre plan om 'n revolusie in Suid-Afrika te begin. Sketse van teikens, spoorlyne, kragstasies, hawens, polisie en weermagbasisse wat geslaan is. 'n Lys van plaaslike en buitelandse kontakpunte, insluitend kommunistiese partye in Oosbloklande. Gedetailleerde notas oor fondswerwing, wapensmokkeling en opleiding van kadette deur die MK. Meer as 200 stukke dinamiet en ander plofstowwe wat die MK gebruik het in hul terreuraanvalle, lonte, tydskakelaars, elektriese ontstekers en detonasie toerusting vir die springstof. Saam met die wapens is daar ook op dieselfde perseel verskeie handgeskrewe notas deur Mandela self gevind, onder andere die manuskrip van sy opstel getiteld How to be a Good Communist. Volgens die aanklaer teen Mandela in die daaropvolgende Rivonia verhoor, Percy Yutar, was die plofstof wat daardie dag by Mandela se MK hoofkwartier gevind is, genoeg om Johannesburg se elektrisiteitstoevoer vir weke lam te lê. Die vondste op die Rivonia plot het onteenseglik getoon dat Mandela 'n volskaalse gewapende opstand teen die staat beplan het en dit het gelei tot die Rivonia verhoor wat geduur het vanaf Oktober 1963 tot Junie 1964, waar Mandela en sy medebeskuldigdes aangekla en uiteindelik skuldig bevind is aan sabotasie en sameswering tot 'n staatsgreep. Ten spyte daarvan dat Yutar vir die doodstraf gepleit het regter Quartus de Wet dit nie aan een van die beskuldiges opgelê nie. Mandela is dus op 12 Junie 1964 deur die Hooggeregshof in Pretoria lewenslang tronk toe gevonnis. 'n Vonnis wat hy aanvanklik op Robben-eiland en later in Polsmoor in die gevangenis in Kaapstad en die Victor Verster gevangenis in die Parel sou uitdien. In die Victor Verster is Mandela nie eers in 'n sel aangehou nie, maar het as 'n spesiale politieke gevangene sy eie luukse huis met 'n televisie, kombuis, telefoon en tuin gehad. Hy het basies soos 'n normale mens gebly, maar in aanhouding. Dit sou ook kort na sy verskywing vanaf Robben-eiland na 'n nuwe gevangenis in Kaapstad wees, dat sy terreurorganisasie MK hul grootste slag ooit sou slaan, baie toevallig. 2 agtereenvolgende terreuraanvalle in Pretoria en Amanzimtoti. Die eerste hiervan was die Kerkstraat bomaanval van 20 Mei 1983, waarin 19 mense dood is, en die tweede was 'n bomaanval op 'n winkelsentrum in Amanzimtoti op 23 Desember 1985, waarin nog 5 mense gedood is. Die MK wat toen nog vir Mandela as hul enigste leier beskou het hierdie aanvalle as 'n noodsaaklike deel van hul kommunistiese stryd beskryf. Die staatspresident op daardie stadium, P.W. Botha, het gevolglik aangebied om Mandela selfs vry te laat op voorwaarde dat hy net alle geweld en terrorisme afsweer. Mandela het op daai stadium geweier en later, op Sondag 11 Februarie 1990, is hy uiteindelik onvoorwaardelik deur president F.W. de Klerk vrygelaat sonder dat hy ooit die geweld en terrorisme van die ANC of die Umkhonto we Sizwe afgesweer het. De Klerk het toe ook die ANC en SHKP wat op daardie stadium verban was, weer die vryheid gegee om hul politieke aktiwiteite in die land onvoorpos voort te sit. En skielik
is die man wat eens op 'n tyd beplan het om die ekonomiese sentrum van die kontinent Afrika op te blaas, wêreldwyd as 'n ikoon van vrede vereer. Hy en F.W. de Klerk sou dan ook saam die Nobelprys vir vrede wen. En uiteindelik op 10 Mei 1994 is Nelson Mandela as die eerste swart, eerste ANC en eerste radikale kommunistiese president van Suid-Afrika ingesweer, met F.W. de Klerk as sy adjunkpresident. Mandela sou as staatshoof ook die linkse ideologie wat hom nog altyd gedryf het tot hierdie terreuraanvalle ook voortsit in sy regering. Onder sy presidentskap het 'n eens Christelike nasionale land goddeloos geword. Hy het een van die mees liberale aborsiewette in die wêreld deurgevoer en sodoende sy nalatenskap van bloedvergieting voortgesit. Verder het hy ook die eerste wette deurgevoer wat later sou dien as regspresedente vir geweldig streng rassewette soos BJE en grondonteiening sonder vergoeding. Die feit van die saak is dat alhoewel hy op daardie stadium meer gematig voorgekom het en meer gematig gepraat het, dit bloot aan internasionale druk meer as enigiets anders toegeskryf behoort te word. Hy het as in wese die marxistiese grondslag wat gelê is in sy studente dae in die Suid-Afrikaanse politiek laat vergestalt. Mandela sou slegs 1 termyn as staatshoof dien en is uiteindelik in 2013 oorlede. Hy is daarna steeds wêreldwyd as ikoon vereer, maar die waarheid oor sy kommunistiese ideale en sy gruwelike terreuraanvalle op onskuldige burgers van hierdie land word genadiglik deurlopend meer en meer aan die wêreld ontbloot in video's, soos hierdie een wat hier tans besig is om te kyk. Dit is presies hoekom ons hier by die Willem Petrie groep reekse video's soos hierdie reeks oor Mandela vervaardig. Kyk gerus die inleiding tot hierdie reeks van 4 video's deur te klik op hierdie skakel wat op die skerm verskyn en sodoende kan u die hele reeks oor Nelson Mandela kyk, as u nog nie het nie. En ondersteun asseblief ons werk deur 'n betaalde lid van ons groep te word. Volg net die eenvoudige stappe op die banner onder aan die skerm. Sonder u ondersteuning kan ons nie hierdie video's maak en mense se harte verander nie. Totsiens en God seën elkeen van u.